Weereens baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Nou in vandag se video gaan ons weer gesels oor die boek van die lewe of die boek van die lam. In die vorige uitgawe het ons gesels oor die boek van die lewe wat dit behels en wanneer name opgeskrywe word. Nou die belangrike vraag vandag is, kan name uitgewis word uit die boek van die lewe? Nou daar's baie mense wat glo dat jy nooit weer verlore kan gaan na jou bekering nie, en dat jy dus jou naam nooit uitgewissel word in die boek van die lewe nie. Maar ons gaan kyk na 'n paar skrifgedeeltes, ons gaan kyk na 'n paar videoklips, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou die boek van die lewe bevat die name van hulle wat God voor die grondlegging van die wêreld in Christus uitverkies het. Nou ek gaan nie vandag praat oor die uitverkiesing nie, daar's baie debatte daaroor. Die belangrike vraag is, wat sê die woord van die Here? Kan name weer uitgedelg word uit hierdie boek en hoekom? Nou, daar's mense wat glo dat na jou redding jy nooit weer verlore kan gaan nie, en ons noem hulle die Eternal Security of die One Saved, Always Saved groep. Hulle hou vas in die leerstelling dat jy nooit weer verlore kan gaan nie. Maar dis 'n valse leerstelling. Ek sê dit reguit van die begin af. Dit is nie die woord van die Here nie. Natuurlik het God nooit bestem dat ek en jy wat gered word, moet verlore gaan nie. Dit is mos nie God se wil nie, maar ons het 'n vrye wil. Ek en jy kan kies om weg te draai, ons kan kies om die sonde weer lief te kry, en dit is wat mense glo. Maar wat sê die woord van God? En dit is belangrik. Kom ons gaan luister na die eerste videoklip van Bob Wilken. Nou hy glo natuurlik dat jou naam nie uitgewis kan word in die boek van die lewe nie, en hy verdraai Openbaring 3 vers 5. Kom ons gaan luister wat hy sê. The first point is that Jesus said your name can be erased from the book of life. No, he did not. Read Revelation 3:5 again. He denies that he's going to blot the name of the overcomer out of the book of life. He doesn't say anything about whether he will blot anyone else's name out of the book of life. Nou ja, hulle sê 'n goeie begryper het 'n halwe woord nodig. Jesus het nooit in sy wandel op aarde vir mense gesê, Simon Petrus, Jakobus, Johannes, volg my want ek is God nie. Dit is nie gesê nie. Met ander woorde, Jesus het nie nodig om te sê, as jy nie oorwin nie, gaan ek jou naam uitwis nie. In sy handelinge op aarde kon ons sien dat hy wel God is en dat hy God was, en dis baie belangrik. So dit is belangrik om die konteks reg te verstaan, maar hy sê nee, Jesus het nooit gesê dat hy name gaan uitwis uit die boek van die lewe nie. Hy het wel die belofte gegee dat die gelowige se naam nooit uitgewissel word nie. Maar kom ons gaan kyk, wat is die konteks van Openbaring 3 vers 1 tot 5. Jesus praat hier met die gemeente van Sardis. Hy sê hulle is besig om hulle klere vuil te maak, hulle is besig om te sterwe, hulle staan op die punt om te sterwe, en dan gee hy waarskuwing dat hulle moet bekeer. En dan gee hy die belofte aan die wat wel gehoorsaam is. Hy sê, die wat oorwin, sy name sal ek nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En dit gee hy aan hulle wat oorwin. Wat as jy nie oorwin nie? Maar die gedagte of die idee dat God name nie uit die boek van die lewe kan uitwis nie, is maar net gesetel in die leerstelling van eenmaal gered, altyd gered. 'n Valse leerstelling. Maar kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte in Openbaring 3 vers 5. Hy sê, wie oorwin sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Nou die vraag is, wat as jy dit nie doen nie? Wat as jy nie oorwin nie? Nou kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte Matteus 10 vers 32 tot 33, hoe aanvullend dit is met Openbaring 3 vers 5. Nou kom ons gaan lees hy skrifgedeelte. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Verloon beteken ek skryf jou af. Jy beteken niks meer, ek het jou vergeet. Maar as jy nou hierdie mense wil glo,
dat jy dit tog kan doen en nog steeds gered kan word. Dis eintlik skokkend, maar dis wat mense glo in die Eternal Security kamp. Nou een van daai mense is Revealing Truth se Sean. Kom ons gaan luister wat hy daaroor te sê het, hoe dat hy die skrifgedeelte aanpas volgens die teorie of die teologie waaraan hy vashou, Eternal Security. Kom ons gaan luister. Go back to Revelation 3:5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Well, who is it that overcomes? 1 John 5:4 says, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. We are also told in 1 John 2 that we are overcomers. So when we look at Revelation 3:5, this isn't a verse that should scare us into thinking we can lose our salvation. It's an assurance from Jesus that our names will never be blotted out, and he will confess our names to his Father and the angels. It's the same encouragement we get when we're told in Ephesians 4:30 not to grieve the Holy Spirit that has sealed us for the day of redemption. John 10:28, that we've been given eternal life and will never perish. John 5:24 speaks of us having eternal life, and there's many more. So Revelation 3:5 simply means that a conqueror or overcomer, that is, a truly born-again believer, can be secure knowing our names will never be erased. I know there's some that will not agree with this, but hey, I'm just reading God's word. Ja, Sean, wanneer 'n mens die woord van die Here lees, moet jy dit in konteks lees. Jy moet die regte eksegese daaruit haal. Maar dit is wat hierdie mense doen. Die Eternal Security leraars is so geneig om skrifte te verdraai, om te sê dat jy nooit weer verlore kan gaan nie. Maar kom ons gaan kyk wat sê Sean. Hy probeer nou hier die feit dat name uitgewis kan word uit die boek van die lewe, omseil met ander skrifgedeeltes. En dit is wat die Eternal Security voorstanders maar gewoonlik doen, en hulle weet wie hulle is. Maar kyk wat sy skrifgedeeltes gebruik en natuurlik, Efesiërs 4 vers 30, Johannes 10, 28 tot 30. Nou as jy Efesiërs 4 vers 30 gaan lees, en die konteks daarvan, dan sê dit, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Nou wat beteken dit om God se Gees te bedroef? Jy stel hom te leer, jy maak hom hartseer. Hy sê onthou, moenie my bedroef nie, want ek het julle verseël. Nou wat as jy die Heilige Gees bedroef? Gaan daai seël staande bly? Ek vra maar net. Johannes 10, 28 vers 30, dat niemand jou uit die Vader se hand sal ruk nie. Het jy 'n vrye wil? Ek glo ons het 'n vrye wil. Ek en jy kan kies om weg te stap, weg te draai van die Here af. Maar as jy in hom bly, sal niemand jou uit sy hand ruk nie. Dis 'n belofte. En dis wat hierdie mense doen, hulle gebruik skrifgedeeltes om dit te probeer staaf, dat jy nooit weer verlore kan gaan nie. Nou, hy sê dat Openbaring 3 vers 5 maar net sê dat gelowiges se name nooit uitgewis kan word nie, en that is that. Dis wat dit sê. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê dat hulle wat oorwin, se name nooit uitgewis kan word. Nou, daar staan nie dat gelowiges nie, maar dat hulle wat oorwin as gelowiges. Wat van die gelowiges wat nie oorwin nie? Dis 'n belangrike vraag. So die konteks hier gaan oor oorwinning oor sonde. Jy moet aanhou oorwin oor sonde. Om die skrifgedeelte te gebruik in 1 Johannes 5 vers 4, wat sê dit spreek van wedergeboorte, jy die wêreld oorwin. Natuurlik, dis waar die oorwinning begin, maar nou moet jy aanhou oorwin. Jy kan nie maar net wedergebore word en terugstaan nie. Jy moet aanhou oorwin tot Jesus kom. Kom ons gaan luister na 'n videoklip van Jim Osman en Justin Peters, albei Calviniste, en hulle sê nee, jy kan nie uitgewis word uit die boek van die lewe nie. Can your name be taken off the book of life? And what does it mean, for example, in Revelation 3:5? So when Jesus promises that your name will not be taken out of the Lamb's book of life, it's interesting to me that people take the promise that your name will never be taken out and then turn that into a threat that it could be taken out. Yeah. It's not that your name is not going to be taken out of the Lamb's book of life. That's Jesus's promise. And if Jesus says it's not going to be, then it can't be. Yeah. So it's my conviction that the Father has chosen us in Christ before the foundation of the world, that he has laid that grace upon us before time began, and that the Father has given the people to
his son, whom his son is going to save, and that Christ came into the world to die for his sheep. He died for us. He's going to gather us all in and lose none of them. John 6, Jesus said, I came down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that of everybody he has given me, they may behold the Son, believe upon him. He gives them eternal life and raises them up on the last day. And there's an unbroken chain of redemption there, that those given by the Father come to the Son. The Son does not cast them out. The Son gives eternal life to them, and then he raises them up on the last day, and they are not blotted out from the Lamb's book of life. Nou ja, dit het Jesus gesê, dis die volle waarheid. Maar elke belofte wat God vir ons gee in sy woord, het 'n voorwaarde. As jy oorwin, as jy my volg en my voetspore wandel, as jy, die woord van God het 'n voorwaarde, 'n beloftes het altyd voorwaardes. Maar die besprekingspunt hier is Openbaring 3 vers 5. En Jim Osman en Justin Peters is albei Calviniste en glo aan die Eternal Security leerstelling. Nou, ek wil nie sê dat alle Calvinistiese leerstellings verkeerd is nie, natuurlik nie, maar hierdie is 'n baie gevaarlike leerstelling, want hulle kyk aan die konteks van Openbaring 3 vers 5 nie, dat hulle noem dit nie eens eenmaal nie, dat die wat nou vuil word en wat besig om te sterf, dit word nie eens genoem nie, maar dit is waarteen Jesus ons waarsku, en dit is baie, baie ernstig. Nou goed, kom ons gaan kyk na die boek van die lewe en die uitwis van afvalliges. Nou kom ons gaan kyk aan die konteks van hierdie skrifgedeelte. Nou Jesus praat hier met die gemeente van Sardes en hy vermaan gelowiges wat besig is om geestelik te sterf. Hy sê hulle is besig om, hulle staan op die punt om te sterwe en hulle klere is vuil gemaak. Nou hierdie gelowiges word gemaan om wakker te word, om te herstel, hulle te bekeer. En dan sê Jesus, as iemand nie wakker word nie, sal hy soos 'n dief op hom afkom. Baie ernstig. Dan sê hy dat daar gelowiges tussen hulle is, wat hulle klere nie besoedel het nie. Luister wat Jesus sê. En dat dit is hulle wat vir altyd ewig saam met hom sal wandel in wit klere, omdat hulle dit werd is. Jy sien, ons moet dit waardig wees om saam met hom te kan wees. Ons moet heilig wees, ons moet rein bly, ons moet vashou in hom. Dan gee hy 'n waarskuwing met 'n belofte, dat die wat ander oorwin, se name nooit uit die boek van die lewe weggevat sal word nie. Met ander woorde, hy gee ons 'n wonderlike belofte, maar ook 'n waarskuwing. Hulle wat oorwin, jy moet oorwin, om daar te kan wees. En dis baie ernstig. Nou skrifgedeeltes is Psalm 69 vers 28 tot 29 sê, voeg skuld by hulle skuld, dis Dawid wat hier praat, en laat hulle nie in u geregtigheid kom nie. Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe. So, as iemand se naam in die boek van die lewe is, dan beteken dit, hy's gered. Hy's gered, hy's mos 'n kind van die Here. Maar nou sê hy, delg hulle uit, want hierdie mense het begin wandel in die weë van die wêreld en sonde. Hy sê dat dit nie saam met die regverdiges opgeskrywe word nie. Baie ernstig. Nou wis hulle name uit die boek van die lewe, sodat hulle nie as regverdiges opgeteken sal word nie. Die Nuwe Lewende Vertaling. Nou kom ons gaan kyk na 'n videoklip waar Zack Poonen en onder andere ander leraars hulle mening gee dat jou naam wel uitgewis kan word in die boek van die Lam. Kom ons gaan luister. Revelation 3:5. If you overcome, you'll be clothed in white garments. I will not erase your name from the book of life. Now just look at this possibility that your name can be erased from the book of life. Now, wouldn't that presuppose that there is the possibility of doing that? Why give a promise to someone that I will not blot your name out of the book of life if it's impossible to have your name blotted out of the book of life? Yes, you're Christians now, but if you do this, this, and this in terms of belief and behavior, well, your name can be erased from the Lamb's book of eternal life. They say, oh, my name's in the book of life, will be there forever. Well, is Jesus telling a lie here? Is he making an empty threat? If you overcome, your name will never be erased from the book of life. What if you don't overcome? Now, it's interesting that some people seek to wiggle out of this solemn warning, and they imagine that the book of life is made up of everybody who's ever lived. However, we know from Revelation chapter 17, verse 8, that the names of the lost were never written in the book of life.
and the warning therefore could only apply to apostate former believers. It says in verse 6, he who has a ear to hear, he who is willing to listen to the truth and face up to the facts, let him hear. Nou ja, dis belangrik wat hierdie mense gesê het. Hoe kan Jesus 'n belofte maak as hy weet dat jou naam nooit uitgewis kan word nie? Hy gee waarskuwing dat as jy nie oorwin nie, kan jou naam verwyder word uit die boek van die lewe. So, dis baie ernstig, en jy het natuurlik gehoor Joe Schimmel praat van die ongelowiges wat sy name nog nooit in die boek van die lewe was nie. So hy dit moet spreek van mense wat afvallig geraak het, wat sy name verwyder gaan word. En dis baie ernstig. En so op hierdie pragtige foto waar hierdie kindertjies kyk na die skrifgedeelte in 3 vers 5, Openbaring 3 vers 5, en so baie mense lees dit op dieselfde wyse, dat die Here het gesê, het kan nie uitgewis word nie, dan gaan dit nie uitgewis word nie. So ons moet hom op sy woord vat, maar dis nie die konteks nie. Kom ons gaan kyk na 'n paar skrifgedeeltes. Nou in Exodus 32 vers 31 tot 33 staan daar geskrywe, en Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak, nou dan, as u tog maar hulle sonde wil vergewe. En so nie, met ander woorde, as hulle nie hulle sondes gaan vergewe nie, dan sê hy, so nie, delg maar my naam uit die boek wat hy geskryf het. So, wat sê Moses eintlik hier? Hy sê, vergewe dan tog hulle sondes. En so nie, met ander woorde, as jy nie gaan vergewe nie, moet dan nie hulle name uitwis nie, maar wis maar my naam uit. Kan jy sien die konteks? Toe die Here Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitwis of uitdelg uit die boek van die lewe. Baie, baie ernstig. Kom ons gaan kyk na 'n ander skrifgedeelte. Openbaring 22 vers 18 tot 19. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie boek dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, en uit die heilige stad, en uit die dinge, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Nou, hoe kan jou naam verwyder word, as dit nie eers daar staan nie? Met ander woorde, jou naam is reeds in die boek van die lam. Maar as jy hierdie dinge doen, kan hy dit wegvat. Hier kom die waarskuwing. Dis nie ongelowiges waarvan God hier praat nie. 'n Ongelowige se naam is nie in die boek van die lewe nie. Of hulle wat nie uitverkies is met ander woorde nie. So hoe kan hy name wegvat as dit nie daar staan nie? Dit staan in die boek van die lewe. So dit is belangrik. God kan name wegvat, want hy kan dit nie wegvat as dit nie reeds daar staan nie. So kom ons gaan kyk na die 7 gemeentes. Nou hierdie is die land Turkye, vandag se hedendaagse Turkye. Dis waar die 7 gemeentes was, en die Here gee 'n belofte en 'n waarskuwing in al hierdie gemeentes. Maar kom ons gaan kyk hoe pragtig hy dit stel. Hy wat oorwin, hy wat ander oorwin. Kom ons gaan kyk. Nou die eerste skrifgedeelte in Openbaring 2 vers 7, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe. Wat is die boom van die lewe? The tree of life, dis die ewige lewe, dis die nuwe stad, die nuwe aarde, met ander woorde die ewige lewe. So as jy nie oorwin nie, wat dan? Nou ek gaan nie alles vir jy lees nie, hier is of weer eens, hy wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie, en al die wat oorwin. Baie belangrik, selfs natuurlik Openbaring 3 vers 5, sy naam sal nie verwyder word in die boek van die lewe as jy bly oorwin nie. En natuurlik Openbaring 3:12 en baie belangrik Openbaring 3 vers 21. So hier is als waarskuwings aan die kerke, die 7 gemeentes van Openbaring, en hy sê, julle moet oorwin. As jy nie oorwin nie, sal jy nie daar wees nie. Jou naam kan verwyder word uit die boek van die lewe. Nou goed, hier's 'n paar belangrike skrifgedeeltes. Wyk af van wat kwaad is en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon. Hoekom is die woordjie ewig daar? Dit beteken jy sal vir ewig saam met hom wees. En waar gaan ons woon? Baie insiggewend, Psalm 37:29, wat aanvullend is, tot vers 27, hy sê die regverdige sal die aarde besit
en vir ewig daarop woon. Dis nie baie wonderlik nie. Ons gaan op die nuwe aarde woon vir ewig, maar jy moet oorwin. Daar's altyd vir 'n belofte is altyd 'n voorwaarde. Hy sê, die wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees, Openbaring 21:7, maar as jy nie oorwin nie, dan gaan jy dit nie beerwe nie. Baie, baie ernstig. Goed, te gaan afsluit met hierdie gedagte, as jy nie oorwin nie, as jy bly volhard in sonde, afvalligheid, kan jy dit verloor. Jou naam kan weggevat word, en God weet wanneer dit gebeur. Ek en jy moet waak en bid, ons moet heilig wees, ons moet rein bly, getrou aan God, in die wynstok bly, en as jy in hom bly, eternal security is gesetel in Christus Jesus. As jy jou rug op Jesus draai, dan sal nie meer 'n ewige lewe nie. So dis belangrik. Mag die Here ons seën tot 'n volgende keer. Totsiens.